Ons is besig om saam na te dink oor dankbaarheid. Paulus skryf sy brief aan die Filippense nie uit 'n gemaklike leunstoel of 'n goed ingerigte studeerkamer nie, maar uit 'n tronk, soos dit uit verskillende plekke uit sy brief blyk, hoofstuk 1 vers 7, vers 12 en 13 en 2 vers 25. Uit die boek Handelinge weet ons van 4 plekke waar Paulus gevange gehou was, naamlik Filippi, Jerusalem, Caesarea en Rome. Daar is nie duidelikheid uit watter tronk Paulus hierdie keer sy brief skryf nie. Tog vermaan hy sy lesers in hoofstuk 4 vers 4 met die bekende woorde: "Verbly julle altyd in die Here." Dit is nogal verrassend, amper skokkend. Hoe kan iemand wat in boeye is, sy lesers beveel om vol vreugde te wees? In die boodskap lees ons daar: "Julle hart behoort oor te loop van blydskap, omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees." Paulus se geheim lê in sy kyk, sy blikrigting, sy fokus. Sy vreugde is nie afhanklik van sy omstandighede nie, maar van sy verhouding met die Here. Dankbaarheid is nie 'n emosie wat wag vir beter dae nie. Dit is 'n geloofsreaksie op wie God nou alreeds is. Daar is 'n bekende Engelse uitdrukking waaraan ek gedink het. "Two men looked out through prison bars. One saw mud, the other stars." Wanneer 'n mens begin om jou dankbaarheid uit te spreek en uit te leef, skuif jou fokus. Die siel se lens verander van tekort na oorvloed, van vrees na vrede. Dit is waarom Paulus kan sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes aan God bekend, deur gebed en smeking met danksegging. Dankbaarheid is nie die kersie bo-op die gebed nie. Dit is die krag wat gebed deurdra. Dit is die taal van vertroue. En dan kom die belofte in hoofstuk 4 vers 7. "Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar." Of direk vertaal, "En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak." Die wêreld beloof vrede deur beheer of deur wet en orde. Is dit dan vrede of vrees? God egter gee vrede deur oorgawe, my en jou oorgawe. Dan word dankbaarheid die poort waardeur vrede instap. Wanneer ons leer om God te dank, selfs te midde van onsekerheid, begin ons geloof wortel skiet. Dan is die potensiaal vir baie vrug dra soveel groter. Ons sien God in die alledaagse, in asem, lig, mense, in die skepping, selfs in stilte. 'n Dankbare hart is nie blind vir pyn nie, maar dit weier om blind te wees vir genade. Waar fokus jy tans dalk op 'n tekort of gebrek? Fokus jy dalk op wat nie is nie, of nog nie is nie, in plaas van wat wel en wat reeds is? Maak vanaand vir jou 'n lys en noem dit iets soos my lys van genoeg en skryf dan 10 dinge neer waarvoor jy dankbaar is. Noem dit voor God en vra hom dan om jou hart se fokus te verander. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons, vir elkeen van ons daardie vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat U ons deur U Gees daarop wys dat dit moontlik is om ons te verbly, om dankbaar en vol blydskap te wees, selfs te midde van pyn en swaar kry. Help my ook vandag om te fokus op U en op al die genade waarmee U ons elke dag so seën. En waar dit nodig is, Here, skuif my fokus, skuif dit na U en na dankbaarheid. Ek prys U naam. Amen.